Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my vrou se program Groei Saam. Ek glo en vertrou met julle elkeen gaan dit geseënd en goed. En ja, hoe blessed is ons nie om weer iets uit Vader se woord uit te kan leer nie. En as julle vergeet het, ek is Eldien. Hallo Eldien. Hallo Chris. Yes. Vriende, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van Yeshua Mashiach. Here, met die leiding van die Heilige Gees, Vader, kom ons nederig na U troon toe vandag. En Here, wil ons U loof en prys, ons wil vir U dankie sê, my God, vir wie en wat U is, Here. Dankie, Here, vir wat U doen. Vader, dankie vir U geduld met ons. Here, dankie vir hierdie platform wat ons op kan leer. Here, ek vra Vader, help ons om die wêreld eenkant te hou. En dat ons regtig ingeskakel sal wees nou wat U sê en wat U leer. En ja, Here, dat ons ook so daardeur meer en meer van U te wete kan kom en ook meer en meer soos Jesus te kan leef. Vader, ek loof en ek prys U in die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Daar's vriende. So, kom ons groei saam. Wat 'n lekker dag is dit vandag hierso onder die bome. So 'n lekker somersdag. Ek is so dankbaar ons lunchtyd is nou darm 'n uur. Ek hoop ek kan Chris join vir 'n koppie koffie. Ek sien hy sit so lekker rustig daarso. Chris, hoe gaan dit? Hoi Eldien. Goed met jou? Dink jy 'n paar minute tyd dank vir my asseblief? Jong Eldien, soos gewoonlik het ek seker maar weer my hele lunchtyd vir jou. Jou vrou gaan seker wonder hoekom bring jy altyd jou broodjies huis toe? Ja, maar ek het 'n plan daarmee ook, moenie jy worry daaroor. Wat maak jy daarmee? Nee, ek gaan nie jou al my geheime vertel nie. Ja, ek sal graag wil weet. Daar's mos baie honger mense langs die pad. Gee jou broodjies vir hulle. Hulle is ook honger. A shame. En wat eet jy dan? Ek praat mos met jou. Ek is jammer Chris, nou voel ek sommer eintlik sleg. Jy moet nooit sleg voel Eldien, maar dit is mos nou wel beter as om dit weg te gooi, is dit nie? Ja, nee, dis waar. En weet jy, soms gee ek dit sommer in die oggend vroeg al weg, nog voor op pad werk. So, moenie worry daaroor nie. Vader sal voorsien. Dis ons leef mos nie net van brood en hier op die aarde nie. Dis van mensgemaakte brood nie. Maar wat leef ons leef ons van ander voedsel ook. Wat se voedsel? Die Here se woord. Die Heilige Gees wat in ons woon, is ons voed ons mos. Ja, die lewende brood, die lewende water is Jesus Christus. Hallo? Sjoe, dis baie mooi gesê. As ek weer honger is, dan gaan ek net my Bybel oopmaak en dalk 'n paar woorde daar uitlees. Daar sê. Dis nogal. So aangesien ons nou van Jesus praat, wil ek graag eerlik vandag by jou weet, wie is Jesus regtig vir jou Chris Boysen? Eldien, ek kan daai vraag in 2 antwoord. Die eerste, hoekom is dit so belangrik wie Jesus vir my is? Hoekom vra jy nie eerder die vraag, of ek kan dit omdraai en vra, wie is Jesus vir jou? En ek kan ook vra, hoe sien die wêreld Jesus? So, daai is 'n groot vraag. Ek meen, ek gee nie om jou te antwoord nie, maar jy moet elke mens moet 'n besluit neem of tot by of op 'n plek kom waar hulle self besluit wie Jesus is. Hulle moet hulle eie gedagtes volg, hulle eie opmerkings maak, hulle aantuigings maak, hulle moet absoluut self, want weet jy hoekom? Ek gaan nie saam met jou voor God se troon staan nie, hoor. Elkeen gaan stoksiel alleen voor God staan. Ek verstaan nou nie lekker nie. Kyk, ons elkeen gaan voor God se troon op eindig. Ja. Wanneer ons die ewigheid ingaan. Het sy of jy nou na die hel toe gedoem word, of het sy of jy nou na die Nuwe Jerusalem toe gaan. Ons almal gaan daar staan. En ons elkeen gaan alleen daar staan. So ek moet vir my eie lewe accountability hê. Natuurlik, dit is net soos as 'n kinders 'n pa het vir 'n dominee. Dit is nie te sê dat as hy pa 'n dominee is, daai kinders gaan ook hemel toe nie. Elke mens, daai pa kan vir hulle bid, maar hy kan hulle nie in die hemel inbid nie. Hoe werk dit? Elke mens moet jou eie besluit neem. Is dit die vrye wil wat jy van praat altyd? Yes. Wil jy vir Jesus volg? Wil jy hom erken as jou enigste saligmaker, jou verlosser? Dit is elke mens se besluit. En jy moet daai besluit maak. Ek kan dit nie vir jou maak nie. Ek kan bid dat jy tot die oortuiging kom, ja.
Maar ek kan nie vir Vader vra, Here, gee aan nou daardie oortuiging nie, want Vader sal nie. Jy wil sê, God is 'n gentleman. O ja, jy het al baie so gesê. Yes. So ek moet alleen daar voor Vaders verskyn O ja. en rekenskap gee van my lewe. O ja, ons elke een. Daar's 'n plekkie vir ons elke een al voorberei, hoor. Maar Elke Chris, een van ons op hierdie aarde. ek het al so baie dinge verkeerd gedoen. Hoe gaan Vader dit alles onthou en wat 'n straf gaan ek kry vir al die dinge wat ek verkeerd gedoen het hè? Haai Eldien, jy het regtig al vergeet waaroor ons al alles gesels het. Ek het jou mos gesê, as jy Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, jy bely jou sondes. Vat Vader daardie sondes en hy gaan gooi dit in die diepste see. Hy sit 'n bordjie daarop, no fishing. So, as jy dan môre na Vader toe gaan en sê, Here, ek kan nou nie onthou wat ek laasweek gedoen het. Daai ding wat ek laasweek gedoen het, kan U dit onthou? Dan gaan God vir jou sê nee. Want hy het jou mos nou klaar vergewe daarvoor. So hoe gaan hy dit onthou? So jy het jou sondes mos bely. Ja. Dan is dit weg. Dis klaar, dis afgeskryf, behandel, dis bye. Soos is uit so laasmaatskappy. Hoe weet jy my laasmaatskappy is op, dit was maar gister. Almal se pay raak ons maar op die laaste soos wat dit opraak. Ja, dit was gister eers maandeinde en toe al my debitorders afgaan, toe is daar niks in my rekening oor nie. Ja, nee, dit is so, maar ja, ek gaan nie met jou verder daaroor praat nie. Ek het al met jou daar gepraat, Eldientjie. Ja, en dankie tog. Suffer in silence. Dankie tog, ek het nie reg gekom by die bank van daai kar nie, nê. Onthou jy dit, nê? O, joh, dit sou 'n tragedie gewees het. Yes. Maar Eldien, om teruggekom na jou vraag toe. Wie is Jesus vir my? Ja. Jy sien, Jesus is nie vir my 'n historiese figuur of 'n godsdienstige konsep nie, hoor. Hy is vir my 'n werklikheid. Hy is my verlosser. Hy is my beste vriend. Hy is my koning. Hy is my verlosser. Hy is my saligmaker, hy is my redder. Hy is my alles. My alles. Dis baie mooi, nê? Voor enigiemand of enigiets is Jesus Hy en God. is absoluut my nommer 1. Ek kan nie myself insien in 'n oggend om op te staan, wakker te word en net die dag aan te pak nie. Ek moet eers by hom gaan stil staan en krag vra. Sien jy, ek maak hom my eerste in die oggend en ek maak hom my laaste ook in die aand. Net voor ek gaan slaap, is my laaste gesprek met hom. So, hy is absoluut my alles. So ek wens ek kan ook so wees. Jy sien Eldien, sodra Jesus vir jou 'n werklikheid word, dan sal jy hom meer aanvaar, jy sal hom meer ervaar. Jy sal regtig voel iemand loop saam met jou oral waar jy gaan. Jy moet onthou nê, hy het my nie net gered van 'n lewe wat leeg was nie. Sonde en selfsugtigheid, selfvernietigende goed, hy het my kom uitruk uit dit als uit. Maar wat het gebeur? My sondes bely, ek het 'n ontmoeting met hom gehad, het my hart vir hom gegee, en van daardie dag af stap ek 'n pad met hom. Ja. Jy sien altyd toe ek niks gehad het nie, niks eers om hom te bied nie, nie 'n goeie daad nie, niks. My gedagtes was vuil. Ek het regtig nie 'n mooi lewe gelewe nie, hoor. Ek kan dit nie glo nie. Maar weet jy, hy het my in sy arms gevat en hy het vir my gesê, Chris, jy's myne. Jy's vergewe. My bloed het jou ook skoon gewas. Glo dit en leef dit. Jy sien Aldien, ek was op 'n plek in my lewe waar ek aan alles begin twyfel het, oor my waarde, oor God, oor wat die punt van alles is. En toe gebeur iets bonatuurliks. Soos ek vir jou gesê het mos, ek het in Jesus vasgeloop. Nie omdat ek hom gesoek het nie, maar omdat hy my gesoek het. Jy sien in Romeine 5 vers 8 sê dit so mooi. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin. Toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Is dit nie 'n mooi woord nie? Dis pragtig. Dit is, jy sien, dit is 'n waarheid wat my lewe herskep het. Toe ek nog 'n sondaar was, Christus reeds vir my gesterf. Daardie man wat Golgotha oorwin het,
Hy is my lewe. Ek kan nie sonder hom nie, en ek weet jy, om jou die waarheid te vertel is, ek kan ook nie my insien om 'n pad sonder hom te loop, en ek kan nie eers glo dat ek so onverstandig was om hom te gewou ken het, om hom 'n deel van my lewe te gemaak het. Ek het altyd geweet hy's daar, maar hy's daar, maar hoepie, die lewe is mos lekker. Tot jy, soos hulle gesê het, die bottom tref. En dit is donker nag daar. Maar weet jy, dan kom daai lig na jou toe aangestap. En daardie eers skrik jy jou boeglam vir daardie lig, want dit is pikdonker. Maar weet jy, dan kom 'n sagte stem wat vir jou sê, moenie vrees nie, my kind. Dis ek het jou opkreet gehoor. Ek het jou roepstem gehoor. Ek is hier om jou te kom red. So Chris, dis 'n pragtige getuienis. Dit is pragtig. Ek kan nie glo dat jy nie was soos wat jy nou is nie. Aldien, ek glo nie enige mens word gebore om net goed te doen, of nie goed te doen kan almal doen, om Jesus te volg en om regtig 'n lewe vir hom te lewe nie. Soos ek weer eens sê, dis 'n keuse wat jy moet maak. So Maar ja, ek moet vir jou sê, soms gaan die mens mos nou maar eers die lewe tegemoet, want jy is mos braafwaardig. Nie 'n bang haar op jou kop nie. En dan stamp jy daai kop van jou 'n paar keer. Maar nou het ek 'n ander vraag vir jou, né? So sê nou maar, die wegroping het nou al klaar plaasgevind, né? Sê nou maar, ons was nie nou hier gewees nie en dit is nou klaar die wegroping gewees en dis nou die 7 jaar van Groot verdrukking. ja, daai. O, dat ons 'n lekker doen verdrukking gesit, hoor. Ja, dis nou my punt. So nou het jy nie die Here geken nie en dan het jy nou nie deelgeneem aan die wegroping nie. Ons het nou lekker gesukkel hier onder die beheer van die anti-kris en sy travades. So dink jy dat, sê nou maar, dit was nou klaar die wegroping, dink jy dat jy sou dan na die wegroping besef het dat jy vir Jesus moet kies? Aldien, ek dink nie net ek nie, maar ek dink baie mense. En wat Baie, van as hulle die woord ken, hoor. As hulle die woord ken, of bietjie daarvan weet, ek gaan baie mense so oopgaan. en sê nou Kijk, dis ook, nog nie te laat dan nie, maar ja, gaan tawwe tye op hierdie aarde wees. Tawwe tye. wat is dit tawwe tye? Jy gaan niks kan koop as jy nie die nommer van die dier het nie. Wat is dit? 666. As jy dit nie ergens op jou kop of op jou hand of iets gemerk het nie. Hoe gaan Kan hulle jy nie weet? jy gaan by die winkel mos kos koop, en as jy mos op die til kom, hierdie nommer is, sorry, jy kry nie kos. As jy petrol jou kar op gooi, waar is jou nommer? Nee, sorry, jy het nie nommer, jy kry die petrol. En dan? En dan weet ek nie, ek gaan mos nou nie meer hier wees nie. Toe, ek is so dankbaar dat dit nog nie die wegroping was nie. Ek dink daar's baie, dis hoekom God is geduldig, jong. Maar ek dink sy geduld loop ook uit. Terwyl ons so praat van geduldig, nê, ek het geluister na jou preek wat jy daai Sondag gepreek het oor hoe Jesus geduldig wag vir die wat is dit nou weer? Vir sy wederkoms. Vir sy wederkoms, ja. Vir juist vir die wegrop. Ja, en ek het so gelike toe jy gesê het van as dinge in jou lewe gebeur wat God toelaat om te gebeur, so sê nou maar jy vra vir die Here vir 'n kar en hy sê ja en jy kry die kar, of hy sê jy moet 'n bietjie wag en dan kry jy dalk 'n beter kar, of hy sê sommer direk nee, jy kry 'n bicycle. ja, soos hy vir my gesê het, né? Ja. En toe sê jy nogal, so Jesus, hoe lank wag hy nie al? Meer as 2000 jaar om terug te kom aarde toe nie. En toe sê jy dat dis lekker, Jesus wag, ons moet saam met Jesus wag in die wagkamer. Ja, want dit gaan oor geduld. Ja, dit was so 'n mooi boodskap As gewees. Jesus ons kan wag, kan ons ook ons wag. Wat maak ons so spesiaal? Ja, ek het nie regtig ooit daaraan gedink nie, maar ek het dit so gelike toe jy gesê het dat ons maar saam met Jesus kan wag, want Dink jy nie, Jesus, ja, maar vat dit nou so. Jy gaan deur 'n wagtydperk. ja, Is dit nie bemoedigend om te weet maar Jesus wag ook nie? ja. So dan wag jy En hy kry dan wag ook jy mos nie so sy lekker sin of wat hy wil hê nie, né? En dan wag jy mos so lekker saam. Ja. Ja, sê. So dan is die wag mos nou nie so aklig nie. Want Jesus wag saam met jou. Dit was Dankie Here pragtig. Jesus. Dankie. Ek gaan daai preek weer luister op jou YouTube kanaal, né? JCR Ministration. Yes, al die middag. Ek dink dit was regtig pragtig. Ag, dankie Aldien, maar wie jy moet weet as ek wat praat nie, né? Ek is net 'n boodskapper.
Hoe bedoel jy, dis dan jy wat daar staan? Nee, die Heilige Gees praat ons deur my. Ek is God se instrument. Ek is sy boodskapper. O, ek het gedog dat die boodskap kom van jou af. Nee, Eldien, ek praat wat God op my hart gedruk het om te praat. So jy kies net 'n versie en dan praat jy daaroor. God openbaar mos vir my wat ek moet praat. Hy wys my die vers. So, Jy bid mos vir dit en jy glo. ek het nie dit geweet hè. Okay, maar ek het Daar's ook baie wat jy nie weet nie. Ja, nee? Ja, nee. Chris, kan ek my volgende vraag vra? Ja, Eldien, daar's nog lunchtyd oor. Gelukkig. Maar hoekom het Jesus dan gekom? Wat was sy doel? So, hoekom het hy nou regtig gekom? Eldien. Ek weet ek het dit al vir jou gevra, maar ek kan nie Maar met is reg dat jy so nuuskierig is, want dan weet jy wat, dit verfris my ook en dan gee dit my ook net weer so wat jy weet daai butterfly gevoel. Ja. Dan kry ek dit ook sommer net weer, net om te weet dat daar was 'n man wat aarde toe gekom het om my te kom red, om my te kom weerhou van die ewige hel, om my daar weg te pluk, om my 'n lewe van oorvloed te gee, om my vrede en vreugde te gee. Maak nie saak in wat ek is nie, om my in 'n storm by te staan en my te help om daai storm te oorwin. Sy naam is Jesus. Hy het vir my gekom, vir my en vir jou en vir elke liewe mens op hierdie aarde. Weereens sê ek, dis vir jou om te besluit ja of nee. Maar hoekom het, sorry dat ek jou nou interrupt, ek wil net iets weet, dat jy sê dis vir ons om te besluit, maar hoekom het God vir ons elkeen 'n vrye wil gegee? Want God is liefde. As God jou nie jou eie wil gegee het nie, dan het God mos sy wil op jou afforceer. Dan het jy nie 'n keuse gehad oor hoe om te lewe of wat om te doen. Ja. Dan was jy soos 'n robot. Dan sou jy mos net aangegaan het. Dis juist hoekom God jou daardie wil gee. Hy wil mos geliefd word. Hy wil mos aanbid word. Hy moet nie, hy wil. Hy smag daarna. En as, sê nou maar, Adam en Eva het nou nie sonde gedoen nie, né? Dink jy, Nee, ek gaan nie daar dink nie wat hulle het. okay, So, fast forward maar na jou vir jou vraag. Jy wil geweet hoekom het Jesus regtig waar aarde toe gekom, né? Jesus het aarde toe gekom om hierdie aarde te kom verlos, kom skoonmaak, te kom reinig van sondes. Hy het gekom om vir ons 'n ewige lewe te kan gee. Jy sien, die mooiste vers in Johannes 3 vers 16 sê dit baie mooi. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, vir die wat in hom glo, om nie verlore te gaan nie, maar die ewige lewe te beerwe. so ek dink daai is 'n pragtige versie. Jy sien, die wêreld was gebroke. Jy weet mos, in die ou tyd het hulle altyd geoffer, 'n dier geoffer, om hulle sondes te bedek. Maar jy sien, toe Jesus gekom het, hy nie net ons sondes bedek nie. Met sy bloed het hy ons sondes gereinig, afgevee, weg. Dit is wat hy kom doen het. En hy het ons kom versoen met God. Dis hoekom, daar's net een weg na God toe. En dis deur sy seun, Yeshua HaMashiach. Sy seun, wat vir ons die redding kon gee. Sy seun wat vir ons daai houe gevat het. Daai spykers deur sy hande en sy voete. Dis hy. En hy is die enigste een. Die weg en die waarheid. Net hy. Dis hoekom hy aarde toe gekom het, om ons te kom verlos. So, dit is soos iemand, soos wat jy gesê het, wat verdrink. Jy kan nie jouself uit die water red nie. Iemand moet jou kom haal. Ja, Iemand moet jou uithelp. En Ja, Jesus is hierdie redder wat jou, hy is. Jy sien, hy het gesterf, nie, sodat ons gered kan word. Hy het sy lewe gegee, sodat ons lewe hoef te verloor nie. Dis wat hy gedoen het. Dit is liefde. En is dit nie net dit, die moeite werd om hom te volg nie? Om regtig in sy gemeenskap elke dag te wil wees nie? Om hom te aanbid nie? Mense te vertel van hierdie goeie vriend wat jy het, wat hy vir jou gedoen het nie? Is dit nie die moeite werd nie? ja. Chris, ek kan my nie indink dat jy 'n ander mens was voordat ek jou geken het. Ek wil net, sorry dat ek nou daarop hamer, maar ek is verbaas. Ja, wel, Aldien, Jesus verbaas baie mense, né?
Ja, omtrent. So Chris, hoe weet jy dat Jesus jou regtig liefhet? Regtig liefhet. Dat jy daar nog geen twyfel is nie. Aldien ek weet dit want ek beleef dit. En ek beleef dit nie, ek lewe dit. Jy sien, hy is by my, nie net in my goeie dae nie, maar al my donker oomblikke. En dan is hy by my. Hy hou my vas. En ek onthou toe ek op my knie was, in my kamer, vasgevang in skaamte en selfverwyd, het ek hom nie gevoel nie. Maar weet jy, ek het geweet hy's daar. Hy is hier. Sy liefde is nie afhanklik van my gedrag nie. Dit is gewortel in wie hy is. God is liefde. Dis nie net iets wat hy doen nie. Dit is wie hy is. En Jesus is die volmaakte openbaring van daardie liefde. Sien aldien toe ek hom nog vervreemd was van hom af, het hy my gekies. Jy sien, toe ek hom nie verstaan het nie, het hy my nie verlaat nie. Sy liefde is nie 'n emosionele reaksie nie. Dit is 'n ewige verbond. En ja, met sy ontmoeting is dit nogal emosioneel, weet jy, dat 'n mens besef dan hoe agter jy geraak het, hoe in die donker jy regtig is, en dan staan daai liefdevolle, vredevolle, asemrowende Jesus Christus met sy hand uitgestrek, en hy sê net, kom na my toe, almal wat honger of dors is, en ek sal vir julle lewe gee. Jy sien, Eldien, soos 'n vader wat sy kind liefhet, al trap daardie kind nou so af en toe mos nog maar van die pad af. Ek meen, dan oordeel hy hom nie, hy gooi mos nie weg nie, hy is nog steeds lief vir hom. Jy sien, Jesus het nie vir my gewag om perfek te word nie. Want net hy kan mense perfek maak, en ons as mens sal nooit perfek wees nie. Maar weet jy, hy het my lief gehad, terwyl ek hom nie eers wou ken nie, terwyl ek nog in die donker was, niks van hom wou geweet het nie, terwyl ek nog gemors was, het hy my lief gehad. En hy wag net vir daai hart van jou oop te maak, sodat jy besef, jy het hom nodig. En dan is dit 'n wêreldverandering wat in jou plaasvind. So jy sien, Eldien, vir my is Jesus die waarheid, die weg, die lig, die liefde, die harmonie, die vrede, die geduld. Hy is dit, want ek kan dit voel in my. Hy is by my, en hy is waarlik God en Here. Dis die vrugte van die Gees wat jy nou van praat, wat eintlik in jou is, nê? Dit is mos wat groei ook in jou, ja, wanneer die Heilige Gees in jou woon. Ja, ek hoop dit gaan eendag met my ook gebeur. Want jy moet dit nie hoop, jy moet dit glo. As jy dit mos gebid het, het jy dit glo. Ek het dit al vir jou baie gesê, jy moet dit glo. Okay. Maar Chris, ek het baie groot foute in my lewe gemaak. Jy weet nie wat ek alles verkeerd gedoen het nie. Dink jy regtig Jesus kan my vergewe? Eldien, weet jy, ek het dan nou net vir jou gesê, as jy jou sondes gaan bely, wat Vader het, en hy gooi dit in die diepste see, en hy sit daar bordjie op, nou visie. En ek dink nie dat daar enigstens iets is wat jy gedoen het, dat Jesus nie kan vergewe nie. Dink jy regtig so? Ek meen, kyk hy mense om die kruis, wat hy gesê het, Jesus, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat ek doen nie. Ag, wat hulle doen nie. Ek meen, dink jy nie, Jesus het geweet nie, en hy weet nog steeds wat jy doen nie. Hy weet alles, maar daar's niks wat hy jou nie kan vergewe nie, daar's niks. Behalwe daar's een ding, as jy sondig teen die Heilige Gees. Daai is een sonde wat jou nie vergewe sal raak nie. Maar die res kan jy na hom toe vat met die grootste liefde en geloof. Hy sal jou witter maak as sneeu. Sien, Eldien, God sê ons vir ons in Jesaja 1 vers 18, kom na my toe en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. En dan sê in Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtighede te reinig. Jy sien aldien, die kruis van Jesus is nie net 'n simbool nie. Dit is 'n plek waar God sy reg en sy liefde ontmoet het. Hy het die prys betaal vir alles. Selfs daardie een ding waaroor jy dink, hy sal jou nooit vergewe nie. En weet jy wat? Hy het dit klaar gedoen. Jy hoef hom nie te oortuig nie.
Jy moet net ontvang. Onthou, hy het gesê mos aan die kruis, dit is voltooi. Klaar, die saak is afgehandel. Vir jou moet te glo. So al het ek heavy verkeerde dinge in my lewe gedoen, is dit oor en verby. Jesus het my vergewe, God het my As jy vergewe. regtig in geloof na die Here toe gegaan het en hom gevra het, yes. Andersins is ek nie vergewe nie. Aldien jy moet dit regtig in geloof doen dan. Okay. Maar hoe verander dit my lewe nou, vandag, hier op aarde? Aldien dit verander alles. Jy is mos nie meer so geïrriteerd soos in die verlede nie. En weet jy word ook nie meer gedefinieer deur jou verlede se foute nie. Jy word mos nou gedefinieer deur ons Here Jesus. 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Dit beteken jy leef mos nie meer onder die las van skuld nie. Jy is nie 'n omgeknapte ou mens nie. Jy is nuut. Jy's 'n nuwe identiteit, 'n nuwe doel, 'n nuwe bestemming. Jy begin nou al leef met hoop. Jy weet jy is geliefd, vergewe, aanvaar. Jy weet jy hoef mos nie meer jouself te bewys nie. Jy hoef ook nie niks vir ander mense te bewys nie. Want jy leef onder God se hand. Jy leef in sy wil, in sy liefde. En jy sien, jy leef mos ook nie meer om God se liefde te verdien nie. Jy leef omdat jy reeds sy liefde het. Okay. Dit maak nou baie sin. Maar hoekom sou hy jou kies? Veldien, dit het ek homself baie keer gevra. Ek meen, ek weet waar ek was. Ek weet waarmee ek besig was. En ek weet waarmee ek geworstel het. Maar dan lees ek Romeine 5:8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin. Toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Soos ek nou vir jou gelees het, né? Ja. Jesus kies my nie omdat ek gekwalifiseerd is nie. Hy kies my omdat hy my liefhet. Hy kies my want hy weet wat daar in ons sit. Hy weet wat in ons is. Hy kies nie die slimmes nie. Hy kies nie die geleerde mense nie. Hy kies gewone mense soos ek en jy om sy werk te doen. Ons moet net gehoorsaam wees, hom glo, hom aanvaar en ja, net weet dat ons weet. Hy is saam met ons, hy's met ons, hy sal ons nie verlaat nie. Chris, dink jy ek sal ooit goed genoeg wees om God se werk te doen? Eldien, weet jy wat? Ons almal is. Ons almal is. Onthou net, wanneer die Heilige Gees in jou is, dan werk hy mos. Dis mos nie jy wat werk nie. Jy het jou heeltemal totaal en al oorgegee vir hom. Al wat ons doen, is, jy loop in gehoorsaamheid en geloof. En jy doen wat die Here vir ons sê om te doen. So ek sal dit kan doen. Ja, jy sal. Jy sal mos hy stemmetjie hoor wat vir jou sê. Die kant toe of daai kant toe, gaan praat met die of gaan praat met daai een. Wie is daai stemmetjie? Dis die Heilige Gees. O. Maar Chris, wat as ek nadat ek Jesus klaar aangeneem het weer sonde doen? Aldien, dit is 'n vrees wat baie mense het. En dit is 'n eerlike vrees. Jy sien, ek het dieselfde ding geworstel toe ek pas tot geloof gekom het. Onthou, ons is nog steeds mense, ons is nog steeds in ons menslike sondaar natuur. So, ons gaan nog so hier en daar sonde doen, ons gaan. Want dit is ons menslikheid. Maar weet jy, as ons dit gedoen het, ons is mos nou in Jesus, dan gaan ons dadelik na Vader toe, ons vra, Here, vergewe ons asseblief, en help ons om dit nie weer te doen nie. En Vader sal ons vergewe, en hy sal ons regtig oplettend maak om verby dit te loop, om dit nie weer te doen. Maar weet jy moet onthou dat die evangelie is nie net kragtig genoeg om jou te red nie, né? Dit is ook kragtig genoeg om jou staande te hou, na jy gered is. Hy help jou. Jy sien, Jesus se dood was nie net vir jou sondes voor jou bekering nie. Dit is vir al jou sondes. Ja, selfs daardie wat jy nog nie begaan het nie, wat jy nog gaan doen. Jy sien Johannes 1:2 vers 1 sê, as iemand sondig, het ons 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Jy sien, Eldien, hy pleit vir jou. Dit beteken nie sonde is reg nie, maar dit beteken jy het 'n getroue wat jou nie los as jy struikel nie. Jy gaan struikel, jy gaan soms verkeerd kies.
maar hy los jou nie. Hy vorm jou, hy leer jou, en hy werk in jou. Onthou, jy's 'n proses, nie 'n volmaakte toestand. Wat regtig saak maak, is dat jy val, maar nie bly lê nie, hoor. Staan op. Staan elke keer op, al val jy 99 keer, staan 100 keer op. En Jesus sal jou regtig elke keer in jou hand vat en jou ophelp. Ek sal dit onthou, want ek dink daar's so baie kere wat ek val en dan, ja, ek is net desperaat en moedeloos en dan weet ek nie wat om te doen nie, maar ja, ek sal opstaan weer want Jesus is daar om my te help, soos jy nou net gesê het. Bly glo, bly glo. Wat beteken dit regtig om gered te wees, Chris? Aldien om gered te wees beteken nie net jy gaan hemel toe eendag nie. Dis baie meer. Dit beteken jy word nou al oorgebring uit duisternis in lig in. Jy kry 'n nuwe identiteit. Jy's nie meer net Eldien, die een wat probeer oorleef nie. Jy word nou Eldien, dogter van die Allerhoogste. Jy kry toegang tot God se teenwoordigheid. Jy word vry van skuld, skaamte, vrees, veroordeling. Onthou jy daai situasie met jou vriendin? Ja. Dit pla jou mos nie regtig nie, want dit is in die verlede. Jy sien in 2 Korintiërs Ek het al vergeet van dit. Jy sien hoe So ek het al vergewe. Daar sê, amen, dankie Here. Jy sien in 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Onthou dit, 'n nuwe skepping. Ja. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Jy leef nie meer net vir oorlewing nie. Jy leef met roeping. Jy begin sien met oë, hoor met 'n nuwe hart en jou hele lewensdoel verander. En weet jy wat's die mooiste? Wat? 'n Mens kry vrede. Jy sien, soos Jesus gesê het, nie die wêreldse vrede nie, Jesus se vrede. Dis 'n vrede wat bly. Selfs al is jou lewe onstabiel deurmekaar of selfs voel jy nie lekker nie. Selfs gebeur dinge wat jy nie wil hê moet gebeur nie. Jy het nog steeds Jesus se vrede. Chris, jy sê altyd Jesus is jou vriend. Nee? Dis mos wat jy sê. Hoe voel dit regtig? Hoe is dit dat Jesus jou vriend is? O, Eldien, dis vir my een van die kosbaarste aspekte wie Jesus is. Hy is nie net my redder nie, soos ek nou vir jou gesê het, of my Here nie. Hy is my vriend. En nie net 'n vriend soos iemand wat 'n grap met jou maak en dan is hy weg of kom braai vinnig vir jou by jou na sy huis toe nie, maar 'n vriend wat jou hart ken. Hy is die een wat stil saam met jou sit wanneer jy huil en jy nie eers weet hoe om te bid nie. Hy verstaan selfs die dinge waarvoor jy nie woorde het nie. In Johannes 15:15 sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar vriende. Dit beteken hy wil naby wees. Nie 'n afstandige God daarbo in die hemel nie, maar naby Here in jou daaglikse lewe. Elke dag by jou is. Ek meen, daar is so baie name van Jesus. Elke een, soos ek kom sê, elke mens moet hulle eie besluit neem. Hy is my verlosser, hy is my Here, hy is my herder. Hy is die ewige lewe. Hy is net alles. Soos ek vir jou gesê het, as ek in die oggend opstaan, is hy by my. Dan wil ek met hom praat. Ek kan voel ek moet met hom praat. Nie moet nie, soos 'n moet nie, maar ek wil, want dit is my begeerte om my dag met hom te begin. En jy sien, wanneer ek moedeloos is, wanneer ek by die werk ry, wanneer jy in die groot traffic jams van ons vassit, weet jy, dan hoor ek sy stem. En hy sê net, ek is by jou, gesels maar 'n bietjie met my. En weet jy, dit is asof jy verkeerd ewe skielik weer begin voel. En weet jy, dis nie net 'n verbeelding nie. Dis is 'n regtig 'n werklikheid. Hy is die vriend wat altyd luister, nooit agter jou rug praat en altyd getrou bly. Selfs al is ek nie getrou nie. Hy bly getrou. Ek sien daarso in Johannes 15:15, soos wat jy vir my gelees het nou net, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar vriende. So Jesus wil hê ons moet sy vriende wees. Hy het mos gesê ook, maar wat 'n groter liefde is dit nie, dat 'n vriend sy lewe vir jou aflê nie. Ek Dis het dit hoekom ek nog jou net nou gevra het. Wat 'n vriend het ons in Jesus? Hy het sy lewe vir jou afgelê. Daar was maar so liedjie. Ja, wat 'n vriend het ons in Jesus? Ja, jy's reg. Maar Chris, ek voel so alleen.
Dink jy hy sien regtig vir my, vir Aldien raak? Aldien ek weet hy sien jou raak. En nie net omdat ek glo nie, maar omdat hy dit self beloof het. Jy sien in Jesaja 49 vers 15 sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Selfs al sou hulle vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie. En jy sien in Psalm 139 sê Dawid mos, U het my gevorm. U weet wanneer ek sit en wanneer ek opstaan. Aldien, hy sien elke traan, elke sug, elke nag wat jy wakker lê. Jy is nie net 'n nommer in sy koninkryk nie. Jy is 'n geliefde kind. Jy het 'n naam in sy koninkryk. Hy het jou op jou naam geroep. Weet jy Aldien, sy teenwoordigheid, Jesus se teenwoordigheid, né? Beteken nie jy gaan altyd alles voel nie. Maar dit beteken hy is daar. Selfs al voel jy hom nie. En waarin jy hom aanroep, al sê jy net Jesus help, dan is hy reeds nader aan jou as jou klere aan jou lyf. As jou volgende asem teeg. Hy is reeds daar, hy is daar. Dink jy Jesus praat met mense soos ek en hoe? Aldien is 'n pragtige vraag. Jesus praat met baie maniere, maar weet jy, dit is belangrik om sy woord te lees, want dit is waar hy die meeste praat. En natuurlik, jy weet mos, die woord, dis 'n lewende woord, aktief, en deurtrek met sy stem. Jy sien, as jy begin lees, en stil raak voor hom, sal hy 'n vers laat uitstaan, wat presies pas, by wat jy nodig het dalk vir die dag, net nodig het om te weet. Jy sien, ek sê ons altyd dat God se liefdesbrief, die Bybel. O ja. So, hoe gaan jy weet wat God se liefdesbrief vir jou sê, as jy dit nie oopmaak en lees nie? Maar jy sien, hy praat ook deur die Heilige Gees, né? Jy voel soms 'n sagte druk in jou hart, of 'n vrede wat jy nie kan verklaar nie. Dis hy. Jy sal dalk ook iets hoor in 'n lied, of iets sien in die natuur, en hy sal daarmee met jou praat. Onthou, Jesus praat nie altyd hard of dramaties nie. Meestal fluister hy. En weet jy hoekom? Want hy's naby. En hy hoef nie te skree nie. Die probleem is nie dat hy nie praat nie. Ek dink dat die probleem is, ons is soms te besig. En ons hoor nie dan regtig nie, want ons is mos nou te vasgevang in hierdie woelige wêreld. Dan hoor ons hom nie. Maar as jy stil raak en begin luister, jy sal sy stem herken. Sy skape ken mos sy stem. En dit is wat hy mos sê in Johannes 10. Chris, jy sê Jesus fluister, hy hoef nie te skree nie want hy's naby, nê? My man sê altyd vir my ek moenie skree nie. Want dan staan ek by hom en dan is ek so excited en dan sê hy vir my, liefie, moenie skree nie. Ek is nie by jou. Ja, nee, ek weet nie, ek dink van julle vrouens het dan maar 'n volume control probleem. Volume control. Dit is volume control. By volume Volume. van julle stemtoon. Dink jy ek praat te hard? Nee, ek sê niks. Nee, maar ek wil weet. Volume. Volume. Hmm. So ek moet 'n bietjie sagter probeer Ek praat. sê nodig om altyd te skree nie. Ek sê altyd, Jesus is ook nie doof nie, so jy hoef ook nie vir hom te skree nie. Okay. Chris, dink jy, wees nou eerlik nie. Dink jy Jesus is kwaad vir my? Aldien nee. Hoekom sal jy so iets dink? Ek dink regtig nie so nie, hoor. Ek weet hy is nie kwaad vir jou nie. Ja, hy haat sonde, want dit breek ons, verwoes ons, en bring skeiding tussen ons en hom. Maar hy is nie kwaad vir jou nie. Is jy seker? Hy is hartseer oor hoe sonde jou seermaak. Jy sien, sy liefde is veel dieper as sy afkering van sonde. In Johannes 3 vers 17 sê dit, God het sy seun nie gestuur om die wêreld te veroordeel, maar om die wêreld te red. Ja, ek is seker, as Jesus kwaad was, dink jy ons sou nog hier kon gesit en gesels het. Sou hy nie aan die kruis, dan sou hy ook aan die kruis gaan hang het nie. Hy sou dit ons gelos het. Ek dink hy sou lankal terugkom om die wêreld te vernietig. Hy sou mos daar saam met God gesit het en God gesê, hoorie my seun, wil jy nie maar die wêreld gaan verlos? Hy sê nee, dis vir die mense, dis kwaad vir hulle. Dink jy nie dit nie? Jy moet nooit dink hy is kwaad vir jou. Dit is, jy sien, dit is nou weer daai vyand nie, wat in jou ore fluister, dat Jesus is kwaad vir jou. En ek onthou, Jesus kyk nie na jou met veroordeling nie, hoor. Hy kyk na jou met verlange. En hy sê, kom huis toe my kind, ek roep jou. So, maak nie saak wat ek verkeerd doen nie. Ek kan nog steeds na God gaan en hom vir my vra om my te vergewe. Natuurlik, Jaldie, maar jy moet probeer om
nie aanhoudend dieselfde sonde te doen, hoor. Maar as ek die hele tyd dieselfde sonde doen en ek vra die hele tyd vir die Here om my te vergewe, Repetisie van 'n sonde, God sal vergewe. Hy sal vergewe, maar hy gaan tog nie ons gestraf laat nie, hoor. so as ek maak nie saak, sê nou maar ek doen iets verskrikliks verkeerd, nê? En dan volgende keer sê nou maar ek vat elke dag my pen huis toe. En dan hou ek dit by die huis, Jy nê? steel. Ja. Jy steel elke dag. Ja, Jy elke hou nie op dag. steel nie. Ja. En dan elke dag, môre doen ek dieselfde en naderhand het ek 200 penne by my huis, maar ek hou nog steeds aan om my penne elke dag huis toe te bring. Ek dink dan gaan die werk een of ander tyd op gaan agterkom, gaan iemand na jou huis toe stuur en gaan hulle jou vang omdat jy steel. Nou kan jy nie vir God sê vergewe my nie, want God het nou hoeveel kans gegee? 200 om dit op te hou. So dan moet ek die penne maar eerder terugbring wat ek elke dag so huis toe vat. Ja, en dan weet jy kan jy sommer almal uitdeel, hoeveel nooit weet ek op vra vir penne by my. Kom hulle by jou vra? Ja jong, soms kom vra hulle ons maar penne. Wel dan sal ek môre daai penne terugbring werk toe. Pragtig, goeie besluit. Ek voel eintlik nou baie skuldig daaroor. Mooi gedoen. Is daai jou baas vir daar so staan? Yes. Ek hoop jy moet nou gaan nie. O, jene, hy lyk of hy Nee, dit lyk of hy my roep. Ja, maar kan ek nog net een vragie vra asseblief? Yes. Okay. Dink jy Chris, ek kan ooit verander? Ek voel of ek altyd dieselfde gaan wees. Aldien ek verstaan daai gevoel, hoor. Ek het ook so gevoel. Maar weet jy, met tyd. Onthou as jy saadjie plant, hy kom nie dadelik op, hy moet eers ontkiem, wortels skiet en dan begin hy groei. En dis net so. Jy moet eers tyd gee, jy moet geduldig wees, maar in jou geloof stap. Maar dan moet jy ook nie na ander mense kyk nie, hoor. Kyk na jouself, net na jou. En sien jouself soos wat God jou sien. Nie soos ander mense jou sien. Jy moet ook nie te bang wees om laat jy dink jy groei nie vinnig genoeg nie. Dis hoekom ek vir jou sê, dit vat tyd. Dis 'n tydelike proses. Ek meen, ewen Paulus moes ook vir 'n ruk lank saam met die apostels eers geleer het van Jesus voordat hy self in bediening ingegaan het. So dit is nie net 'n kitsting boef en daar gat jy. So hou jou oop Jesus en soos in Filippense 1:6 sê Paulus, hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit volëindig. Jy sien, dis 'n belofte. Wanneer jy jou lewe aan Jesus gee, begin hy aan jou werk. Hy verander jou begeertes, jou denke, jou reaksie, jou hart. Soos ek gesê, dis nie 'n oornagsproses nie. Dis soms pynlik, maar dis eg. En weet jy wat? Jy begin nie van buite af verander nie. Jy begin van binne af. Jou hart word nuut, jou hart word sag. Jou hart kry vrede, vreugde en al daai mooi goed. En weet jy, dit is besig om wortel te skiet en dan sal dit vrug dra. Jy moet dit net besef en jy moet dit aanhou glo. En weet jy wat? Dis Jesus in jou. Glo dat hy in jou is. Dis pragtige woorde, Chris. Dit lyk my jou baas wil hê jy moet soontoe gaan. So ek sal maar eerder maar gaan. Aldien, okay, Janie, is jammer man, ons kan by jou aangaan met die. Ja, asseblief. Yes. Maar kom hy kan wag. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie. Weereens vir hierdie geleentheid wat ons gehad het om so om u woord te kom kuier. Here Jesus, hoe kan ons regtig vir u dankie sê? Vir wie en wat u vir ons kom doen het? Wat u alles moes deurgemaak het? Hoe u omgekom het om u lewe te gee sodat ons kan lewe? Here, ek wil u vra, laat dit in ons harte vir ewig bewaar sal word. Van wie en wat u is en wat u vir ons gedoen het, o Here Jesus, en dat u die weg en die waarheid is. En dankie dat ons weet ons sal nie verlore gaan nie. Ons het u as ons regverdige regter. Ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Moment. Dankie Chris. Ek sê jammer dat ek nou jou tyd opgemors het. Nee, dis reg, Eldien. Okay. Okay. Lekker middag verder. Okay, bye. Bye. Vriende, ek hoop julle het dit ook geniet soos wat ons dit geniet het. Julle moet 'n geseënde week verder hê. En vriende, as julle enige bemoediging of gebed nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.